vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Santie Swanepoel. Ek het net nou vir jou gesê, jy is so welkom en is lekker om jou hier by ons te hê. Jy's altyd so positief en jy probeer altyd so verskil maak in mense se lewens en daarvoor het ek vir jou groot bewondering. Dankie. Ek wil graag begin by die begin. Jy's gebore in Klerksdorp, nee? Ja, ou Klerksdorper. En toe waar het jy skool gegaan? Ek was hier in laerskool president in KS en toe het ek matriek en welkom geskryf. Matriek en welkom gedoen. Ja. En daarna het jy gaan studeer. Wat het jy studeer? Onderwys by die Onderwys College in Potch. O, watter kursus was jy? Ratau nog daai tyd. Ratau. Ja. Dit is altyd interessant dat ons luisteraars wat weet, hulle was ook dalk in Ratau en dan onthou hulle vir jou, jy weet. Ja. Dit was ook goue jare, nee. Ja, dit was lekker onbesorgde jare gewees. Jy het jou beurs gekry en is al wat jy nodig gehad het. Ja, en jy moes net sorg dat jy by die klas uitkom. Daar's vir jou kos gemaak, alles is vir jou gedoen. Ja, nee, dit was 'n koninklike lewe. En mens dink met heimwee terug daarna. So, ja. En sê vir my, Santie, toe jy nou daar was, het jy vir Ferdi ontmoet, maar julle het mekaar al soort van geken by die kerk, nee? Ja. Dis ja, nou Ferdi Swanepoel. Ja, ons het daar nie op die bult gaan rondstap en onsself getreed met 'n voetlang hotdog. Dit was ons uiteet gewees. O, en as die mens dink wat het dit daai tyd gekos, nee? Ja. Daai tyd was 20 sent baie geld. Ja, en vir 'n student wat net 'n beurs het, was dit nogal 'n groot verrassing en 'n lekker uiteet. 'n Lekker uiteet. Ek kan onthou die eerste keer wat ons gaan uiteet het, was ons anchovy op vis en dit was 10 sent. Sure. En dit was daarom ook nou baie jare terug, maar so die jare geloop, nee. Ja. En toe jy toe gaan skool hou. Ek het nie skool gehou nie. Ek het eers toe my kinders, toe Marjaan gebore is, toe het ek so ruk skool gehou. Ja, ek het my beurs teruggewerk. Skool gehou, nee, ja. Hoe het jy jou beurs teruggewerk? Ja. En Marjaan is toe eerste gebore. Ja. Sy is jou oudste dogter, nee? Ja. En sy is ook getroud nou? Ja. En sy het 3 kinders en Sam, die jongste een, het 2 kinders. En sy Monique is my so mooi naam. Ja. Sy het 2 dogtertjies. Ja. So jy's 'n ouma van vele. Ja, lankal al. Wonderlik. En sê vir my, Santie, jy het toe nou besluit toe jy op 'n plaas gebly, nee? Ja. En toe jy na die kinders omgesien. Ja, ons het van die plaas af het ons die sanctuary gekoop en hom begin. En toe het hulle nou maar so saam met die sanctuary die kleinkinders groot geword. O. So jy het van die plaas af die sanctuary begin. Ja. Jy het van daar af hiernatoe gekom. Ja. Jy het nie eers op 'n ander dorp gebly nie. Ja, ons was in Ladysmith, ons was in Rustenburg. O. Ja. Maar toe jy op die plaas gevestig is, toe besluit jy om die koffiewinkel te koop. Ja. Dit was toe nie 'n koffiewinkel nie. Ja, dit was toe 'n huis. Ja, jy het alles omskep. Ja. En jy het baie verander en baie dinge gedoen aan die sanctuary. Ja. Maar dis vir jou 'n lekker uitdaging, nee? Ja, dis vir my soos 'n hobby, soos die Engels sal sê, is net lekker om myself besig te hou. En sê vir my, jy doen al die versierings ook en jy maak elke tafel mooi. Ja, ons is dit is eintlik ons beplanning om almal te laat spesiaal voel. Soos elke ene wat instap te laat voel hy spesiaal en geliefd. Ja, en julle kelners is so vriendelik en 'n mens voel sommer die atmosfeer aan as jy instap, nie dat dit 'n lekker gesellige atmosfeer is. Ja, baie mense sê hulle voel die vrede. En dit is belangrik om net weer te kom rus vind vir jou siel.
Ja, net so 'n bietjie af te skakel en bietjie net op 'n vriendin te konsentreer of 'n paar vriendinne. Ja, net mekaar se geselskap te geniet en weer jou batterye te herlaai. Ja. En jy het toe nou besluit dit is 'n konsep wat jy geskep het wat jy aan voortbou. En veral die high tea. Vertel 'n bietjie vir ons, wat doen julle by die high tea? Ja, dis maar net nog 'n geleentheid wat ons geskep het vir mense om spesiaal te voel. Want ons dek baie spesiaal met Royal Albert koppies en vingerhappies wat baie spesiaal is. Dis soos gourmet happies. En dan kan die mense maar net soos vriendinne of 'n ma en 'n dogter of hulle klein kindertjies kom sit en kuier en geniet net mekaar se geselskap. En elke tafel is spesiaal. Ja. En elke groep se tafel is anders, nee. Ja, elke een kan besluit watter klere hou hy van. Ons het al soveel uitdagings gehad. Gedink ons gaan nie hierdie kan implementeer nie, maar dit het nog elke keer was mense tevrede en dis al wat belangrik is. Het hulle dit geniet. Ja. Ag, dit is goed om dit te hoor. En dit is so lekker om te weet dat iemand wat instap meer, ek kan sê verryk voel as hy hier uitstap, nee. Ja, dit is die hele doel met die naam is From Shack to Sanctuary en ek glo nie ek het dit self uitgedink nie, ek het die naam maar by die Here gekry. En die idee is om uit jou omstandighede uit te kom en net, dit maak nie saak, dit is nie 'n shack noodwendig soos in 'n sinkhuis nie, dit is uit jou omstandighede van miskien 'n moeilike huwelik of gesondheid of kinders wat veel eisend is, van dit uit te stap en net te kom rus vind en jou batterye te herlaai en dan weer terug te gaan en 'n verskil te maak. Want 'n mens kan nie uitgee as jy nie inkry nie. Ja. So, En 'n vrou moet baie uitgee, nee. Baie, ja, dis veel eisend om 'n vrou te wees, om sy moet haar man gelukkig hou en die kinders en nou nog die kleinkinders ook. Nee. Ja, dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging. Maar jy bemoedig ook baie vrouens wat hier kom, nee. Wel, ons probeer. Jy bemoedig hulle as hulle in 'n moeilike tyd van hulle lewe is of so iets, dan is jy daar vir hulle. Ja, ons is daar vir mekaar. Ons het mekaar nodig. Want ons is maar 'n liggaam en as jy klein toentjie seer kry, dan kry die hele liggaam seer. So as ons daar is vir mekaar om mekaar se rug toe te hou, dan is dit net 'n beter lewe wat ons maak. Ja, julle maak 'n beter, julle maak die plek vir mense net aangenaam, nee. Ja, ons probeer 'n atmosfeer skep wat 'n mens kan bemoedig en jou weer in jou vrede te laat terugkom en dan uit te gaan en 'n verskil te maak. Want ek het al van baie vrouens gehoor wat sê hulle voel verryk as hulle weggaan. Ja, hulle sê hulle kry weer moed. En sê vir my, die eetgoedjies is als klein eetgoedjies wat by die high tea bedien word, nee? Ja, dis klein eetgoedjies en toebroodjies, soos in high tea toebroodjies, ja. Alles fyn cuisine. Ja. Nou het jy maar net die idee gekry om so iets te doen, self uitgedink. Nee, ons was in die Kaap, het ons gegaan na 'n plek toe en daar's moes alles wat nuut en mooi en interessant is en kreatief is. En daar het ek op die idee gekom. En toe het ons so 1 of 2 stelle Royal Albert gehad en van daar af het ek by my ma gekry en geleen en gebedel en aangekoop en so ons kan nou tot vir 60 mense gelyke high tea hou. So jy kan 60 mense gelyk hanteer. Ja. En jy het ook die plek daarvoor om dit te kan doen. Ja. Jy het verskillende lokale. Vertel 'n bietjie vir ons van die lokale. Ja, ons het die Vintage Hall wat 60 mense kan hanteer en dan het ons 'n venue by die swembad wat so 30 mense kan hanteer en dan het ons ook buite in die tuin so afdak wat so tuinatmosfeer het waar ons
24 mense kan hanteer. So jy kan 'n hele klompie op 'n slag hanteer, nee. Ja. Gebruik dit ooit dat jy al jou koppies gebruik? Nee, ons het daarom nog nie almal gelyk. Ons het al 50 gaste gehad. 50 is Ja, dit? ja, Sjoe. variety. Ja, dit was 'n uitdaging, maar ons het hulle was ook dan gelukkig en tevrede. En jy kon hulle almal gelukkig hou. Ja, ja. Ja, dit wil gedoen wees. Ja, Maar jy het oulike kelnerinne ook, wat ook baie positief is. Die. Ja, ons is baie geseënd om hulle te kan hê. Ja, en hulle doen vir jou baie en hulle is positief. Ja, hulle dra die beeld uit en hulle is eintlik die mense wat 1 tot 1 met ons gaste werk en Ja, mens besef nie altyd hoe belangrik is daai kelner nie, want dis die een met wie jy kommunikeer. is so. Jy kan die beste bedoeling hê, maar as daai kelner dit nie reg oordra nie, dan werk dit nie. Ja, is so. Ja, en die mense praat met groot lof van Roshan en van Nika. Ja, hulle is besonderse mense. Hulle is altyd positief en hulle laat mense belangrik voel as hulle kom en hulle groet jou op jou naam. Ja, is so. Ja. Dis baie interessant, Santi. Jy het 'n hele konsep hier geskep wat eerste was dink ek in Klerksdorp en wat baie mense aangeraak het. En ek weet dat dit uit jou hart uitkom en dat die Here dit op jou hart gesit het om dit te doen. Ja. Ons gaan net nou 'n bietjie gesels oor die verskillende fasette van vrou wees en wat dit als behels en hoe die Here in elke rol wat ons het 'n invloed het en wat dit vir ons as mens beteken. Want ons, soos jy sê, ons vrouens het mekaar so nodig. Ja. En ons het nodig om te luister na wat jy op die hart het en wat met jou gebeur in jou lewe. Want die lewe daar buite is maar hard. Dit is nie altyd maklik nie. En as die klein kinders bykom, dan word dit al hoe meer kompleks nie. Dis reg, ja. En om 'n goeie ouma te wees is ook nog 'n ander storie. Ja, nie? ek weet nie hoe om 'n goeie ouma te wees nie. Ek sê die kwaai ouma. Jy is maar net 'n ouma. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Jy is volgens ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en ek is so gelukkig om vanoggend vir Santi Swanepoel by my te hê. Santi Swanepoel, die eienares van Sanctuary en sy vertel ons 'n bietjie meer van haar leefwyse. Maar ons gaan nou begin, dan gaan ons bietjie gesels oor die rol van die vrou. En ons gaan dit bietjie uitmekaar uittrek, omdat dit ook Moedersdag is dit belangrik dat 'n mens na die vrou spesifiek kyk en hoe belangrik haar posisie in die gesin is. Vertel bietjie vir ons jou rol as vrou om jou man te ondersteun, Santi. Ja, ek glo ons is koningskinders en ons Vader wil vir ons die beste hê en 'n vrou is in haar rol is gemaak as 'n helper, nie as 'n voetvel nie, maar ook nie as 'n kop nie. So ons moet ons mans help en ondersteun in dit wat hulle doen en hulle ophef en nie aftrek en laat swak voel nie. Hulle moet as die sterker persoon voel, maar ons moet hulle ondersteun in hulle rol. Maar ook so, net na die ander kant toe moet 'n vrou nie afgekraak en verneder word en sleg gesê word en laat voel soos niks nie, want dan gaan jy optree soos iemand wat niks is nie. Ja, So dit is belangrik. Ja, hoe meer 'n man kan dan 'n vrou laat goed voel, hoe meer gaan sy presteer en hoe meer 'n vrou 'n man kan die mooi uit hom uitbring, hoe meer gaan hulle mekaar kan ophelp en ophef en nie aftrek en sleg maak nie. En julle het albei besige lewens. So hoe kom julle by mekaar uit, jy en Ferdi? Hoe maak julle tyd vir mekaar? Ja, ons het maar Sondae wat ons aan mekaar tyd spandeer, wat ons kwaliteit tyd het. Want die weke is maar net te besig met die kinders. Ja, die en kleinkinders. hy is ook baie besig en Ja. jy is altyd daar vir hom, nee. Ja, so ons glo maar in kwaliteit tyd. Ons het nie kwantiteit tyd nie, maar wanneer ons tyd het, probeer ons dit op ons beste gebruik en positief gebruik. Ja. En dan het jy twee pragtige dogters. Hoe sien jy die rol as vrou
met jou 2 dogters. Ons dink nou spesifiek aan Moedersdag. Wat is jou belangrikste om aan hulle oor te dra? Wel, ek dink om dit wat jy geleer het aan hulle oor te dra uit jou probeer en fouteer, want nie een van ons het 'n resep nie. Nie een van ons se lewens is dieselfde nie. So as hulle kan leer uit my foute uit, het hulle nie nodig om dieselfde foute te maak nie. So mense het maar jou gate en jou mondering en dan probeer jy maar vir hulle leer om nie dieselfde foute te maak nie en dan in 'n ondersteunende rol daar te wees. Ja. Nie om hulle lewens te regeer nie, maar net om vir hulle te ondersteun en wanneer hulle na jou toe kom vir 'n advies daar te wees vir hulle. So jy probeer om altyd beskikbaar te wees. Ja, en liefde is die antwoord. Mense het so min van dit wat jy kry in die lewe en 'n ma is tog maar die een wat seker die meeste onvoorwaardelik kan lief hê. En ons met die Vader se hart uitdra. Daar is nie 'n ander plek waar jy dit onvoorwaardelik kan kry soos by jou ma, dink ek. By jou ma. Ja. En nou so op Moedersdag dink 'n mens ook aan jou ma. Ja. En die rol wat jy in haar lewe speel en sy in jou lewe speel, nie? Ja, dit is maar danksy jou ma wat jy kom waar jy is. Ja. Die lewe het ook maar sy uitdagings, maar jy het jou fondasie is op jou ma wat sy jou geleer het en dit is hoekom 'n ma se rol so belangrik is. Dit is jy volg maar daai voorbeeld, nie? Is so. En dan kom ons by die kleinkinders, as jy dink ouma op Moedersdag. Watter rol speel 'n ouma op Moedersdag op haar met haar kleinkinders? Wel, 'n ouma sou ek sê is liefde en nogmaals liefde. Dit is nie 'n ouma se rol om op te voed en om te leer nie. 'n Ouma is net daar om met liefde haar kinders te koester en teen die lewe te beskerm met liefde. Dis wat ek glo. Met liefde. Ja. So jou uitgangspunt vir Moedersdag is liefde. Ja. En die liefde kry ons eerstens van ons hemelse Vader, nie? Is so, ja, jy kan dit op geen ander plek kry nie. En hy maak ons sterk om liefde te kan gee. Ja, in alle omstandighede, maar jy kan dit net uitgee as jy dit inkry. Ja. En daar's net een plek om dit in te kry en dit is deur jou persoonlike verhouding met hom. So as jy nie 'n verhouding met hom het nie, as jy net 'n Sondagverhouding het of glad nie 'n verhouding het nie, het jy nie daai liefde om uit te gee nie. En dis dan wanneer 'n mens in 'n ek kan amper sê 'n performance-driven lewe ingaan. Jy moet werk om te verdien sodat jy kan gee, maar dis 'n verkeerde manier van lewe. Jy moet eerste in jou verhouding met jou Vader en uit dit uit sal jy liefde hê om uit te vloei, anders is dit maar net 'n droë loopie, daar's geen water in nie. So wat jy sê, die belangrikste van Moedersdag is maar om 'n goeie verhouding te hê met die Vader, nie? Ja, want dis waar alles voortspruit is uit jou verhouding met hom. En hy gee vir mens wysheid, want dit is nie altyd maklik nie. En 'n mens staan partykeer voor 'n keerpunt wat jy ook nie weet watter kant toe nie. Ja, nee, die lewe is vol uitdagings, veral nou is groot uitdagings met kinders, met kleinkinders en al wat jy dan kan jou antwoord kry is by Vader en Heilige Gees wat vir jou kan leiding en wysheid gee. En hy sorg vir jou en hy kyk en jy weet dat jy geanker is in hom. Ja, ek dink nie 'n mens kan oorleef as jy nie jou verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees reg het nie. Ja, en 'n mens kry en as jy kyk na die Bybel, dan het daar verskillende vrouens wat verskillende rolle gespeel het, nê. En ons leer so baie uit daai rolle uit. Ja, veral Esther is maar eene wat altyd uitstaan, wat eintlik haar hele lewe op die spel geplaas het vir haar nasie. En ek dink dit is elke vrou wat op hierdie stadium in die lewe is, of jy nou 'n ma is, skoonma, 'n ouma grootjie is, jy's gekies vir 'n tyd soos wat Esther gekies is vir 'n tyd soos die. En 'n mens moet jou rol speel en
jy moet bereid wees om alles te offer. Nie ten koste van jouself nie, maar ten koste van 'n hele menswees, 'n samelewing, sodat daar opheffing kan gebeur en mense mekaar kan ophef en kan bemoedig en kan saamwerk as 'n liggaam. En wat jy vir my gesê het, is jou skoonma is in 'n versorgingsoord. So dit eis ook 'n ander faset van jou, want sy het jou ook nodig, nie? Ja, mens kan nie net iemand weggooi omdat hy nou in jou pad is nie. 'n Mens moet almal bly lief hê tot op die einde, en dit is maar wat van ons verwag word, en wat ons ook dan kan verwag met ons sal gebeur eendag, is wat jy saai, gaan jy maai. So as jy saai in jou ouers en jou grootouers se lewens, dan kan jy verwag om 'n goeie oes te kry in jou eie lewe. Ja, dis belangrik wat jy sê, daai oes wat inkom. Ja. In jou eie lewe ook, nee. Ja, en hoe jy jou mense hanteer, want jou kinders sien hoe jy jou ouers hanteer. Ja, nee, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Maar jou kinders is baie naby aan ouma en oupa, nie? Ja, hulle is naby, hulle is altyd lief vir hulle en reik uit na hulle toe en reik uit na mekaar toe. Ja, so hulle het ook 'n sterk band met mekaar. Ja. En vind jy dat jy in jou besige lewe, dat jy genoeg tyd het om aandag te kan gee aan alles wat jy moet doen? En nie soos 'n mens altyd wil, nee. En die lewe het maar sy eise, so mens wil graag meer tyd spandeer aan jou familie, want jy moet maar eers begin by jou huis en jou onmiddellike familie, en dan kan jy uitreik na ander toe. So jy het nie altyd die tyd en die geleentheid nie, hulle het ook maar hulle eie dinge wat hulle weer mee besig is. Maar die oomblik wat 'n mens in mekaar se teenwoordigheid is, probeer jy maar die beste daarvan maak en mekaar liefde en op te bou en te respekteer. En elke kind het ook sy eie persoonlikheid wat jy moet verstaan, nie? Ja, nee, dis nie altyd maklik nie. Nie altyd maklik nie, ja, 'n mens probeer hulle akkommodeer, en soos wat hulle nou altyd geleer het, jy moet tot 10 tel, is nogal 'n goeie metode, want 'n mens verstaan nie altyd hoe hulle optree nie. So 10 tel is 'n goeie ding, maar ek het toe nou intussen 'n beter een ontdek, want hulle sê as 'n mens asemhaal, dan is dit God se naam wat jy eintlik inasem en uitasem, soos jy asem ja is in en we is uit. So dis jou asemhaling is in en uit is ja en we. En toe het ek agtergekom, as 'n mens in daai ek kan amper sê 'n tight spot is en jy wil jou meer verloor en jy net diep asemhaal en jy sê ja en jy asem uit en jy sê we so 'n paar keer en jy word net rustig, dan kan jy makliker jouself inhou om nie te ooreageer nie. Ja. So wat jy eintlik sê, mense die wysheid van Salomo nodig. Ja, net so. Die wysheid van Salomo wat ons in Spreuke kry, nie? En Job se geduld. Ja, sonder dit kan 'n mens nie. Nee. Maar dit is my wonderlik dat also in die woord geanker is en dat 'n mens altyd kan teruggaan na die woord toe en daar jou antwoorde kry. Is so, dis al wat ons het. Ja. En as 'n mens regtig voel jy weet nie meer watter kant toe nie, dan kom daar vir jou 'n lig. En jy weet wat jy leer om daai situasie te hanteer. Is so, ja, mens kry partykeer 'n spreek op Facebook of op YouTube of jy hoor 'n mooi worship lied en dit gee net weer vir jou antwoord van wat jou volgende stap is. Ja, van wat jy wil doen. Weet jy, dit is so lekker om met jou te kuier. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Ons het nou so lekker gesels oor Moedersdag en die invloed wat moeders op kinders het. Maar verduidelik vir ons, hoe sien jy die konsep van ek is 'n koningskind? Ja, ons Vader is tog die koning van die heelal en
ons is sy bloed, ons het sy DNA, so wanneer ons sy kinders is, moet ons optree as sy kinders, nie as bedelaars nie. Dit is hoekom my motto is, ek is 'n koningskind, en as 'n mens 'n bedelaar is, het jy nie daai invloed nie, jy het nie daai, jy kan nie uitreik na ander toe nie, jy wil altyd net gehelp word, waar as jy 'n koningskind is, weet jy kan help en jy kan 'n verskil maak in ander se lewens. So, om daai koningskind te wees, gaan nie oor wat jy verdien, wat jy reg doen nie, dit gaan oor wie jy is in Christus. In suiwer genade. Dis net genade alleen, ja. En ons is nou hier in die Pinkstertyd ook, en dan besef 'n mens weer hoe belangrik dit is, om daai noue verband en verbond met ons Vader te hê, en om naby hom te leef, nee. Ja, is so. Ek het hier in die Passion Translation, het ek 'n vers, hy sê, and you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. En dit is vir my, om 'n koningskind te wees, is om altyd goed genoeg te wees in jou Vader se oë, nie in die wêreld se nie, want hulle gaan nie met jou tevrede wees nie. Maar as jy in jou Vader se oë goed genoeg is, dan kan jy 'n verskil maak. En dan kies om 'n moedvaart. Is so. Hy sê, but you have received the spirit of full acceptance. Met ander woorde, jy is ten volle gewaardeerd en aanvaard deur die Heilige Gees, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned, for as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, beloved Father. En dit is vir my so mooi, ons kan op ons Papa God se skoot gaan sit, en ons kan net vir hom sê, Daddy, I love you. Ja. En dit is hoe hy teenoor ons voel, is soos wanneer ons teenoor ons kinders daai liefde openbaar. En dan sê in vers 16, for the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us, as He whispers into our innermost being, you are God's beloved child. Prachtig. So dit is maar net hoe hy vir ons sê, soos wat hy vir Jesus gesê het, nadat hy uit die Jordaan uit, toe hy gedoop is, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. So sê hy dit vir elke een van ons, elke dag van ons lewens, want elke een van ons is super special vir hom. Jy spesiale kinders. Ja. En dit is hoekom hy ook sulke spesiale bande skep tussen jou en jou kind, om dit weer aan jou kind oor te dra. So, ja, as ons nie as 'n vaderhart met onvoorwaardelike liefde dit vir ons kinders kan wys nie, dan weet hulle nie hoe om dit by God te gaan ondervind nie. Ja. Dan is hulle bang vir hom, hy is hierdie kwaai pa wat op die troon sit net reg om jou te straf. Ja. Waar ons moet kan dissiplineer, maar ons moet kan lief hê saam met die dissipline. En daai liefde is belangrik. Ons kom elke keer terug na die woord liefde toe. Ja. En elke facet wat ons oor gepraat het, besef vir mens net hoe belangrik is daai liefde. So dit is, vir menslik is dit amper onmoontlik om onvoorwaardelik lief te hê, want jy soveel uitdagings en jou eie probleme, maar as jy gegrondves is in jou verhouding met die Vader, en jy weet, hy vergewe jou, en jy kan vergewe, dan kan 'n mens meer nader aan 'n onvoorwaardelike liefde kom. En 'n mens moet altyd weet, hy sal vergewe. En in ons verhouding met ons kinders, en selfs met ons ouers, maak ons foute, ons is maar net mense. So. Maar daai verhouding met hom moet altyd eers te kom, nee. Dis reg, ja. En daai liefde is die belangrikste. Dit is wat bo alles staan. Want as 'n mens die liefde het, dan sien jy kans vir baie dinge. Maar as die liefde ontbreek, dan gee jy gou moed op. Ja, en dit is 'n uitdaging om lief te hê waar daar eintlik nie, waar jy amper nie kan lief hê nie, omdat daar soveel teestand is teen jou liefde, maar om aan te hou is die wenresep, om aan te hou en aan te hou. Hulle sê as jy lief het en dit werk nie, moet jy die dosis verdubbel.
So, dis net nog bietjie meer van jouself gee, maar op die einde van die dag gaan dit met dividende terugkom na jou toe. Want alles wat jy saai, moet jy maai. Dis 'n En die liefde Gunsel. staan bo alles. is so. Dis so goed om dit te hoor en om te weet dat dit maar elke keer in elke program wat ons het, kom dit ons altyd op die liefde terug. Val ons terug op die liefde en besef ons hoe belangrik is dit om lief te hê. Liefde vir die Vader en liefde vir die naaste. En soos jy gesê het, om mekaar op te bou, nee. Ja, ek glo dit is baie belangrik want die lewe breek 'n mens so af en daar's soveel negatiewe dinge en dit is maar soos wat die Bybel ook sê, hou jou oog gefestig op die dinge wat daarbo is. As ons omkyk na die wêreld kyk en na ons probleme kyk, is ons oog op dit gefestig. Waar as ons oog gefestig is op dit wat daarbo is, die liefde, die guns, die goedheid, die genade, die vrede, dan kan ons nie anderster as om weer opgebou te word en net weer positief te wees nie. En daai band te hou elke dag. En daai band te hou met die Vader en die band te hou met jou kinders en jou man. Ja, dit is maar 'n natuurlike uitvloeisel, glo ek, as jou verhouding met die Vader reg is. Dan val alles in plek. Ja. Nee, dit is moeilik om die balle in die lug te hou as jy nie tyd kry om saam met die Vader of met Heilige Gees of met Jesus deur te bring nie. Maar hoe meer tyd jy saam met hom spandeer, hoe meer kan jy uitvloei en uitgee. Hoe meer tyd. En die tyd saam met hom is belangrik. Ja. En dit is baie keer wat ons die meeste afskeep, nee. Ja. Is daai kosbare tyd saam met hom. Ja, ek glo dit is hoekom die wêreld in so 'n toestand is, want ons almal het net tyd vir hardloop, maar ons het nie tyd om stil te word nie. En om soos jy sê, regtig by sy voete te sit en nuwe krag te ontvang. Ja, en daarvoor het 'n mens nie ure nodig nie. Jy kan in die 2 minute wat jy vir jou kind by die skool wag sê, Jesus, dankie dat U hier is vir my. I love you. Dis al wat jy nodig het, is net daai kontak wat jy maak en sê, Here, help my hier. Dis die vinnigste gebed met die vinnigste antwoord. Maar dit is belangrik om in kontak te wees die hele tyd. Die hele tyd, ja. Jy kan wanneer jy kos maak, wanneer jy wasgoed opvou, bid en net in kontak te wees. En weet jy, die wêreld daar buite is hard vir die kinders, Santi. Dis nie 'n maklike wêreld vir ons kinders nie. Ja. Die wêreld, jy weet, daar word hoë eise aan hulle gestel. Maar as hulle hierdie anker het, van ek het my huis as anker, ek het my ouers, ek het my ma wat regtig vir my bid, en wat vir my lief is. En my ma wat vir my pa lief is, daai band is net so belangrik. Ja, Daai gevestigde atmosfeer is so belangrik om na terug te kom. Is so. Ja, ek dink as 'n kind geliefd voel, is daar minder uitdagings, want as jou liefde tankie nie vol is nie, gaan soek jy dit op enige ander plek. Ja. En dit is wat nogal 'n groot nood is kinders wat nie geliefd voel nie. En dan voel hulle verwerp en dan lei dit na allerlei afdwaling. Is so, ja. Maar jou kleinkinders is ook altyd by jou, hulle is naby jou. So jy het 'n lekker band met hulle, nee. Ja, dit is nogal partykeer chaos in die winkel met hulle almal, maar dit is 'n voorreg, is 'n baie groot voorreg. Se mens hoor party kinders is oor see en die kleinkinders het hulle nog nie eers gesien nie en hulle is al groot. Maar ons is bevoorreg, ja. Ja, jy het 'n noue band met al julle kleinkinders. Ja. En dit is so lekker. Ja. En jy as ma, die rol wat jy speel, is so 'n voorbeeld vir jou hele familie en jou hele gesin. Eintlik is jy die kern waarom dit draai. Ons probeer. Ja, hulle doen hulle eie ding en danksy teachings, YouTube en mense wat nog daar is wat 'n mens nou kan luister en advies kry, kan hulle die ding doen. Ja, en jy word sterker gemaak. Is so. Jy het daai krag ook nodig. Ja.
Ja, en 'n mens word beloon, die kinders se liefde en daai drukkies en oogies wat gelukkig is, beloon jou en dit maak alles die moeite werd. Ja, daai wat sê ouma ek het jou gemis Ja. en ouma ja. ek is lief vir jou. Ja, dis baie spesiaal of 'n ou prentjie wat hulle vir jou teken en inkleur. Dit maak alles die moeite werd en dit maak alles so kosbaar en dit maak dit so belangrik om te weet dat daar 'n spesiale dag is vir moeders om regtig geëer te word en om regtig bewus gemaak te word dat hulle belangrik is. Soos jy gesê het, om vervul te wees. Is so, ja. Ja, ek het hierdie stukkie gelees, dis ook net 'n Facebook ding wat sê be careful of her. God has healed her more times than you can imagine. She wears trauma like war paint, wiping tears away before they even have a chance to roll off her porcelain cheeks. She is God's anointed. She is a warrior. She is the daughter to a king. En ek glo dis wat elkeen van ons is. Elkeen het sy trauma, sy pyne, sy seer kry, maar ons moet onthou, ons is dogters van die koning en daarom kan ons 'n verskil maak. Ja. En daar lê die kruks van die saak. En daar lê dit die belangrikheid van ons elke dag se tyd maak met die Here, sodat ons tyd kan hê vir ons kinders en ons man nie. Dis reg. Dit is die kroon van die vrou en dis die vrou wat Salomo in Spreuke beskryf. Ja, die Spreuke 31 vrou wat so alom bekend is, ja, maar waar daar baie min van is. Ja, en wat ons almal voel, ek kan nie daarby uitkom nie. Nee. Santi, ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie dat jy vanoggend by ons gekuier het. Dankie dat jy vir ons hierdie mooi boodskap gebring het van hoe belangrik liefde is en hoe belangrik dit is dat ons koningskinders is en dat ons dogters is van die groot koning in die heelal. Hy het ons gemaak, ons is sy DNA en hy sal vir ons sorg en ons hoef nooit alleen te voel nie. Ek wil vir jou alle sukses en voorspoed toewens met jou mooi werk. Sterkte vir jou en dankie vir jou mooi hart wat jy vandag met ons gedeel het. Dit gaan vir baie mense baie beteken en ek wens jou 'n geseënde Moedersdag toe. Baie dankie, dieselfde vir jou, Barbara. Ons wil vir elke luisteraar wat saam geluister het, sê baie dankie dat julle die oggend ons gedeel het. Dankie vir elkeen se liefde en omgee en ons bid vir elkeen 'n baie vreugdevolle naweek toe en 'n baie geseënde week wat voor lê.